So ek weet nie of julle ook gesien het hierdie week. Die week ry ek so, ek ry so by die kerk op pad werk en ek sien al die kerke het borde op die rapture, die wederkoms van Jesus. Op elke bord is daar 'n kruis. En toe besef ek, Jesus Christus het aan die kruis gesterf. En die kruis op die wederkoms van Jesus. En ek het bietjie gaan naslaan en gaan kyk en ek sien nêrens in die Bybel of nêrens op 'n ander boek is daar 'n persoon wat gesweet het wat bloeddruppels was, behalwe Jesus. Weet julle toe Jesus daar waar hy rots gebid, was Jesus bang? Hy het seer gehad, hy was bekommerd want dat bloed gesweet. En ek besef, maar weet julle wat mense? Die vrees wat Jesus gehad het hy nie na sy disippels gegaan en gesê, luister hierso, dis te erg vir my. Hoekom moet ek aan die kruis gaan sterf vir Christus? Hoekom moet ek dit doen vir Magdalene, vir my seun, vir my pa, vir ons almal? Maar Jesus het dit gedoen. Die aand toe hulle aan tafel gesit by die laaste ete, was Judas Iskariot daar. En toe Jesus die brood breek en vertel dat daar so iemand is wat hom gaan verraai, het Jesus dit vir sy disippels gesê sonder 'n haat. Want Jesus het geweet Judas die een moet verraai. Jesus het geweet dat Judas die ene is wat die 30 stukke silwer bevat. Maar hy het 'n ete gehou met al sy disippels met liefde. So Jesus het aan die kruis gaan sterf uit liefde vir ons sondes. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, die woord sê dat daar was hoeveel duisende engele reg gewees om hulle swaarde te trek en te sê, nou gaan ons Vader af van die kruis. Pastoor, ek verander die keer, vra verskoning. Maar Jesus het nie gesê, luister hierso, God, hou my af. Die mense op die aarde moet hulle eie battles vat. Jesus het uit liefde gekom. So ieder en elk van ons. Ek sit daar so in die stoel en ek besef myself, elke oggend moet ek 6 uur opstaan. Want dis my tyd om op te staan om werk te gaan. Dieselfde met my seun. Want as ons laat by ons werk kom ons in die moeilikheid. Maar die woord van God sê vir ons, doen dit ter nagedagtes. Ons moet soveel as moontlik doen, soveel keer as moontlik. Hoeveel keer per week het ons nagmaal om onsself te herinner? Daai liggaam wat Jesus geskeur was vir ons, het dit gedoen vir my. Die bloed wat gestort was op Golgotha was vir my gewees. Maar ons wag tot ons Sondag in die kerk om dit te doen. En die oomblik as ons in die moeilikheid is, of ons is in 'n situasie wat ons nie kan hanteer nie, dan ons hardloop na die kruis. Dan ons bid en sê, Here, maar die Here sê ons is sy woord, ons moet dit op 'n gereelde basis. En ons doen dit. Ons verwag van die pastoor om Sondag die nagmaal te wees. Ons sal Sondag by die kerk kom. Ons almal, ons mans, is priesters van die huis. Dit sluit myself. Is dit nie ons plig om te sê, die Vader het sy liggaam geskenk vir my. Ek wil dit in my huis doen. Op 'n gereelde basis om my kinders te doen, dat hulle aangaan word. Om liefde te toon soos Jesus teenoor Judas Iskariot getoon het. Nie haat, maar tog, vergeet ons dan. Ons onthou die werksreëls. Ons onthou die werksreëls wat ons goed doen in ons moeilikheid. Maar die Vader wat sy liggaam geskeur, wat geslaan was, wat gespieg was, sy baard was uitgeruk. Dit doen ons nie. Kom ons Jesus tweede stel elke dag. Maar as daar 'n probleem is, as daar moeilikheid is, ons baie vinnig met hart en sê, ek moet die alles, ek soek alles.
So as ons vandag na die tafel toe kom, dan moet ons seker, en dit sluit my aanself, dan moet ons seker, dat ons van vandag af, Jesus eerste gaan stel. In alles wat ons doen, dat ons Jesus eerste gaan stel, voor ons besluit. Dat ons Jesus sal raak sien, vir ons enigiets. Matteus 26 sê ons, Jesus het die brood gebreek, en gesê, neem, dit is my liggaam. Doen ons dit reg so. Besef ons die letsels wat Jesus teëgegaan het. Dis die moeilike tyd op ons hart. Daai Vader wat in die kruis gesterf het, met daai letsels vir ons daar, maar tot tyd gebou, dat ons die wêreld. Ek wil graag vir my vrou vra, my seun vir ons, om help ons. Ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here Jesus. U het die liggaam gegee vir ons op Golgotha as geskeur gebreek. En die aand by die ete het u die brood gebreek en gesê, neem, dis my liggaam. En Here, help ons dat ons dit sal onthou om dit op 'n gereelde basis te doen. Die opoffering wat u gemaak het vir ons, Here. Die liggaam wat geskeur was, sodat ons nie nodig gehad het om deur te gaan. Vader, u het ook die beker geneem en gesê, drink, dis my bloed. Met u bloed op Golgotha, Here, het u ons sondes weggewas. Vader, met u bloed het u ons rein gemaak. En as ons deelneem in die brood en die bloed vandag, Here, kom sê ons dankie, Here, vir die offering wat u gemaak het vir ons. Vader, dankie vir u liefde en u genade. Ons bid dit in die magtige naam van Jesus. Amen. Amen. Dit is so belangrik vir ons om te onthou wat ons inneem vandag. Is die liefde van God wat sy seun geoffer het vir ons. Ons het baie vinnig om grappies te maak met alles in die lewe. Maar ek dink as dit kom by Jesus, moet ons besef die opoffering wat Jesus gedoen het vir ons. Ek het eendag gesit en dink, as daar iets met my seun op my bottel gebeur, gaan ek die Here verwyd, of gaan ek sê, Here is nie God. God het sy seun gegee vir ons. Sy seun. Omdat hy ons so lief het. Ons moet dieselfde gaan doen. En sê, Here, die liefde vir eers. Vader, met hierdie stukkie liggaam wat ons in hierdie stukkie brood ons geneem, om ons opnuut te sê dankie, Vader, met die liggaam wat gestort is vir ons, die liggaam wat geskryf is, Golgotha vir ons. Ons bid en ons vra, Here, dat ons altyd sal bybly, die opoffering wat u vir ons gedoen het. Ons dank u daarvoor, Vader, in Jesus naam. Vader, die bloed wat gestort is vir ons, Here. Here, die bloed symboleer ons sondes weggewas. Ons is rein en ons is skoon. En ons sê dankie, Here, dat u gestort is vir ons, die bloed gestort is vir ons, om ons rein te was. Alle lof